ons jaar tema oorkoepelend is wees. Psalm 46 vers 11 in Afrikaans, vers 10 in die Engels. Wees stil en weet dat ek God is. Ons het 2 weke terug met daai begin as my posisie, my oortuiging. Dis die plek waar die gelowige hom met anker in sy wandel saam die Here. Ek weet dat God God is. Uit dit uit leef my geloof. Ek glo dat hy is wie hy sê hy is en ek glo hy sal doen wat hy beloof het om te doen. Maar hierdie wees tema is groter net as om te sê ek weet, wees stil en weet dat hy God is. So die eerste anker in ons lewe is hierdie wees stil moment. Maar die tweede een is wees geken aan sy liefde. Die derde een is wees gemerk aan sy heerlikheid of deur sy heerlikheid. Dit is iets wat ons bietjie later oor gaan praat. Maar vir die volgende paar weke pak ons hierdie idee uit van wees geken aan sy liefde. En ek wil my nek uitsteek hier en sê dit is die primêre ding waaraan gelowiges geken moet wees. Is aan die liefde van Jesus Christus. Hierdie idee sê nie wees geken aan jou liefde nie. Wees geken aan sy liefde. Dit moet die merking wees waarmee ek en jy die pad stap as gelowiges. So ons anker, ons posisie, ons oortuiging is wees stil en weet dat hy God is. Dit daai leef ek. Maar omdat ek dit verstaan, wil ek geken word aan sy liefde. En omdat ek dit verstaan, wil ek geken word deur sy heerlikheid. Ek is gemerk deur sy heerlikheid. Maar hierdie idee van hoe is liefde? Nou, ek het laasweek het so half met die kies gesê van 1 Korintiërs 13 en ons gaan 1 Korintiërs 13 bietjie deurwerk vandag. Maar een ding wat ons moet verstaan van liefde is, as ons hier sou omgaan en ek vra vir julle, gee vir my die top 10 dinge van wat jy dink liefde is, gaan ons bietjie 'n paar verskillende idees kry van liefde. Vrouens oor die algemeen manne hou baie meer van romantiese flieks as mans. Dis maar net so. Dames en ons sê dit, ons hou meer van goedes waar mense se voete afval en goed geskiet word en ons hou meer van sulke goed. Ek wil dit nie te grafies maak nie, maar ons sal dit deurkyk en dit is maklik vir ons. Maar manne kyk so nou na daai fliek, dit is goed vir jou, dit is goed vir jou huwelik, jou vrou waardeer, sy wil naby aan jou sit, sy wil jou hand vashou, mense weet, huweliksreeks, onthou julle, saam doen dit, sê die tyd uit. Maar iets wat daai flieks baie keer doen is, dit gee vir jou 'n onwerklike prentjie van liefde. Onwerklik. En hierdie is wat ek baie as 'n voorbeeld gebruik wanneer ek op mense trou. Dat die standaard storie is altyd dieselfde. Boy meets girl, girl meets boy, hulle raak verlief, iets gebeur, hulle sak uit mekaar uit. Die plek waar dit afspeel is altyd op verskillend, maar die storielyn is dieselfde. Dan is dit in die ruimte, dan is dit in die middeleeue, dan is dit in 'n oorlog, dan is dit moderne tyd, dan is dit in die toekoms, maar die storie is basies dieselfde. En dan val hulle uit mekaar uit en hier so 5 minute voor die einde van die fliek, dan ontdek hulle, ons is eintlik lief vir mekaar. En dan spring hy in 'n taxi, of sy vlieg met 'n vliegtuig, of hulle swem oor die see, of hulle doen 'n klomp goed, en jy sê, wow, hierdie pursuit van liefde, en dan vind hulle mekaar, en dan hardloop hulle, en ons sal ergens definitief iets wat in slow motion gebeur, verstaan jy, hardloop, uit die kar uit. En as die vrou is, dis romanties, dis so mooi. En dan kyk sy jou so en sê, maar, hoekom kan jy nie meer soos dit wees nie? Maar kom ek gee jou die antwoord, ons kan nie in slow motion hardloop nie. En dan kry hulle mekaar en dan soen hulle, en dan denk jy, wat 'n liefdesverhaal. En dan maak die kamera gewoonlik so 360, so om hulle. Jy moet nou al die angles sien van hoe soen hulle, nee? En terwyl hulle soen, dan begin die krediete hardloop. Dan wys hulle die flieks nou verby. Maar hulle wys nie 6 maande later, 10 jaar, hulle wys nie daai goed vir mense. Dit wys hulle nie. En dan baseer ons oortuiging, ons dink dis hoe liefde is. Nou ek wil vir jou nou beloof, ek en jy moet nie geken word deur daai tipe liefde nie, want daai tipe liefde het 'n kapasiteitslimiet. Alle liefde op aarde het 'n kapasiteitslimiet. Of dit is in verhouding, of dit is in vriendskappe, selfs in besigheid. Het almal van ons ervaar hoe hier's 'n limiet vir hoe lief ek vir jou is. Baie van julle kan eerlik vir mekaar sê, ek sal vir elkeen van julle 'n patroon vat, maar net in die enkel. Want daar's limite daar. Maar Jesus Christus nooi ons om op 'n ander vlak en op 'n ander manier lief te hê. En dit moet die deurslaggewende eienskap wees aan die gelowige. Ons het nie lief op ons eie kapasiteit nie. Ons het nie eens lief op ons eie manier nie. Ons word geken aan sy liefde. Hoe hy liefgehad het en wie hy is.
Nou die Bybel gee vir ons in baie duidelike terme, hoe lyk hierdie liefde? Die liefde wat wie God is en wat Jesus vir ons kom modelleer het. Nou in Hebreërs 1, en ek het laas jaar daar gepraat oor die heerlikheid van God. In Hebreërs 1, kom die skrywer van Hebreërs en hy kom kwalifiseer iets van Jesus. En hy sê Jesus is die perfekte afskynsel van sy Vader se heerlikheid. En hy is die perfekte afdruksel van sy wese. Jesus sê oor homself, hy sê as julle my sien, sien julle die Vader. Soveel so dat 'n klomp wetsgeleerde mense baie kwaad geword het, maar jy kan nie dit sê nie. Maar Jesus sê as jy my kan sien, dan jy die Vader sien. En dan met bestek aan die uitnodiging van die gelowige of die Christen soos Christus. Hier is die gewig van daai verantwoordelikheid, kerk. As jy my sien, moet jy Jesus kan sien. As jy my hoor, moet jy Jesus kan hoor. As jy my beleef, moet jy Jesus kan beleef. Dis die uitnodiging wanneer ons genooi word, ons word geken aan sy liefde. Nie my liefde nie. Nou die Bybel gee vir ons 'n paar woorde in die Grieks. Ons ken net die Afrikaans en Engels as liefde of love. Die Grieks pak vir ons bietjie iets anders uit. Die liefde in die Bybel het 'n paar ander woorde. Jy kry die een woord storge, wat bietjie meer ek is lief vir goed. Baie ouens wat met hulle gewere snaggel voor hulle gaan jag. Dis lief vir my geweer. Dis 'n storge liefde. Dis iets wat in storage is. Soos daar is by storge wat was lief vir my kar of ek daai reuk as ek in my kar ry, daai leer reuk. Dit was daai. En hy hou net 3000 km as daai reuk op weg. Maar daai iets van daai ek is lief vir goed. Dat jy verlei jou is broederlike liefde. Ek is lief vir my vriende, ek is lief vir die wêreld. Dis 'n verleiding. Dan kry jy die woord eros, waar ons die woord eroties vandaan kom. Dis romantiese liefde. Dis liefde wat gedryf word deur jou emosies en jou hormone. En as een van hulle nie lekker gesinkroniseer is, dan is hy nie daar nie. Dan moet jy iets doen. Maar dan het ons hierdie idee van agape. Wat beteken goddelike liefde. Of om lief te hê soos God. Nou kom ek sê gou vandag. Ek het 'n paar weke terug gesê, niks van my intensies wanneer ek iets uitpak, is ook om enig in ons tone te trap. Maar glo die waarheid is sleutels wat slotte oopsluit. Wat ons vry maak sodat ons kan sien wat dit is. So ek gaan nou sommer met die voet in die deur inval. Is dit hoe mense inval? Deur die voet inval, wat? Deur die huis inval. Dankie. Jammer. My beste vak was Engels, ken jy dit goed? Maar hier sien dit. Daar het 'n klomp goed as die kerk geïnfiltreer wat ons iets probeer kom verduidelik het van wat God se liefde is en wat dit nie is nie. Maar die wêreld aan die kerk wil kom dikteer, dis hoe God is en dis hoe hy liefhet. En die kerk, soos oulike visse, ek praat nou van globaal, het dit gesluk, hoek, line en sinker. Dat die wêreld het vir ons begin dikteer dat tolerance, aanvaarding sonder verantwoordelikheid, dis hoe God liefhet. Aanvaarding van alles sonder verantwoordelikheid, dis hoe God mense liefhet. Ek wil vir jou sê, dis nie hoe God na die wêreld kyk nie. Reg. En die grootste term daarvan, en party van julle gaan nou sê, "Haai, dis nou die eerste keer wat ek dit hoor en sê, haai, ek stem glad nie saam nie, maar jy hoef nie saam te stem nie, wat ek 2 weke terug gesê het, gaan toets dit asseblief aan die woord. Ek is oop vir daai skroepie, gaan toets dit aan die woord. Die grootste ding wat in die kerk ingekruip het in die laaste 50 jaar, wanneer dit kom by God se liefde en hoe God se liefde homself moet uitleef, is hierdie volgende, dat God se liefde is onvoorwaardelik. Kom ek spok jou. Daai idee, term en beskrywing kry jy glad nie in die Bybel. Nou gaan party van julle maar, dis dan God se liefde is dan onvoorwaardelik. Moet onvoorwaardelik wees. Kom ek gee my opvolgantwoord. Nee, God se liefde is nie onvoorwaardelik. As God se liefde onvoorwaardelik was, sou geen mens hel toe gegaan het. Jy het gewoon net dat insing in jou gemoed. As God se liefde onvoorwaardelik was, het geen mens hel toe gegaan nie. Openbaring wys vir ons, daar gaan mense geoordeel word en hel toe gaan. En hulle gaan hel toe gaan, Jesus die skop, lief gehet deur Jesus, gaan hel toe gaan. Maar dit gaan nie die hel uit in. So ek maak 'n oop uitnodiging. Ek sit R10,000 op die tafel. As jy na my toe kan kom en dis nie om enigiemand jy sê wil iets om ek glo dat God se liefde onvoorwaardelik, as jy dit vir my kan wys in die Bybel. Want ek wil vir jou uitpak waar dit vandaan kom.
In die 60's was daar 'n beweging in Amerika wat toe die hele wêreld oorgeneem het. En die party van julle kan dit onthou, party van julle lyk nog soos dit, soos daai Joy oom waar daar gestaan het. Het ons nog daai Joy foto, kan jy opsit vir ons? Hy was in daai era, jy kan dit definitief sien. As jy kan daai. Ja. So, hy was in sy jonger dae, kan dit nou vir sien. Hierdie ou was in sy jonger dae hippie. Hy was 'n hippie, kan dit sien. Hy het sy hare het grys geword. Hy het die flamboyansie, die kleurskema, alles nog van hippie. Maar in die 60's toe die hippie beweging begin spoed vang. Wat was hulle primêre ding? We must just love. Ons moet net lief hê. En die hippies wat hulle op geen vlak in hulle carnality kon gedra nie. Jy kan alles inkleer wat jy wil inkleer. Wou vir die kerk kom vertel hoe God se liefde lyk. En toe hulle met die idee begin het dat God se liefde is onvoorwaardelik, it's unconditional. Toe dink die kerk, dis mooi. Ons gaan meer mense bereik. En dit het deel geword van die kerk se DNA in die laaste 50 jaar. Kom ek sê jou iets van God se liefde. God se liefde volgens die Bybelse beskrywing is perfek. Want God is perfek. God se liefde is onfeilbaar. Dit kan nie faal nie. God se liefde is ewig. Dis wat die Bybel vir ons leer wanneer dit kom by God se liefde. Maar dis nie onvoorwaardelik nie. Oupa en ouma, jy kan al hierso sit en sê, maar my oortuiging is ek is vir my kleinkinders onvoorwaardelik lief. Jy's tegnies reg en verkeerd. Jy het hulle so lief hoe jy hulle lief het, want die voorwaarde is hulle is jou kleinkinders. Verstaan jy wat ek jou sê? Jy voel nie oor alle kinders soos dit nie. Jy maak nie vir al jou kleinkinders, jy maak nie vir alle kinders van die wêreld 'n teleskoop en berg hulle R300 'n maand vir hulle 18de verjaarsdag nie. Jy doen dit vir jou eie kleinkinders. Want jy het hulle so lief. Maar jy sien daar iets ingekom, dit klink baie goed, dit klink baie mooi, maar dis nie refleksie van wie God is nie. Johannes 3 vers 16, ons ken daar, is seker die bekendste Nuwe Testamentiese vers, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat glo, nie verlore kan gaan, maar die ewige lewe kan hê. Nou dit is 'n voorwaarde. Sy liefde is onfeilbaar, perfek en ewig, maar daar's iets in dit, sê ek glo dit. En wanneer ek dit glo, dan raak dit my realiteit. Dankie Vader vir dit. Daai afgehandelde werk van Jesus Christus wat my deel is. En ons word genooi om in hierdie realiteit te wandel. So hoe lyk dit? Jesus is hierdie perfekte afskynsel en afdruksel van sy Vader. As jy hom sien, sien jy die Vader. So ek gaan 'n paar verse vir ons deurgaan. Efesiërs 5 vers 2 sê die volgende: wandel in liefde. Dis hoe jou wandel moet wees. Soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. So Paulus kom en hy sê, jy moet wandel in liefde, hoe? Soos Jesus. Dis hoe ek wandel. Ek wandel soos Christus. Ek wandel nie soos Renier nie, want my kapasiteit is nie altyd genoeg nie. Het mense jou al geïrriteer? Is daar al mense wat jy vir jouself gesê het, ek het nou genoeg gehad, ek is nou klaar met hulle. Kom, ons is 'n vriend, ons kom ons maar eerlik wees. Het jy al oorgegaan tot aksie en gesê, nou is ek klaar, en jy trek hulle in die sand, jy maak die deur toe en jy blok hulle op WhatsApp. Verander jou nommer en jy trek IJsland toe, ek is nou klaar. Jy het al doen, hè? So hy sê, ek verwag nie dit van jou nie, jy gaan nie dit in jou eie kapasiteit doen nie, want jou eie kapasiteit gaan nie genoeg wees. Ek waarborg dit vir jou. En Paulus kom en hy sê, en wandel in die liefde, soos Christus, ons ook lief gehad het. Dis die voorbeeld, as ek Jesus sien, sien ek die Vader. Want my eie kapasiteit is te min. 'n Goeie gebed om te bid, dit is so 'n bietjie van 'n side note, of dit in vriendskap, verhouding en besigheid is, Here, vergroot my kapasiteit om lief te hê. Want ek het nou my limiet bereik. Gebeur. Ek wil sê vers 19, ons reaksie van 1 Johannes 4. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons het hom terug lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Dit is die sentrale tema van liefde in die wandel van die gelowige. En ek wil jou nooi om die hele 1 Johannes 4 te gaan lees. Die van julle wat hou van die huiswerk, gaan lees bietjie die hele 1 Johannes 4. Dis 'n incredible stuk. Vers 8 sê, wie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.
God is liefde. Wie die liefde het iets van God nie verstaan nie. As iemand kom en hy doen homself voor, en sê, maar ek is 'n gelowige, en hy is hierdie koud en kliniese mens, en sê ek maar, het jy regtig 'n belewenis of 'n verstaan van wie God is? Dat ons so met mekaar kan deel en kan optree? Sê nee. Want God is liefde. 1 Johannes 3 sê die volgende, van vers 16. Ons ken Johannes 3 vers 16, maar 1 Johannes 3 vers 16 is net so mooi. Hieraan het ons die liefde leer ken, sê dit geken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. En ons behoort ons lewens vir die broers af te lê. Dit praat nou van mekaar. Nou laasweek het ons gepraat dat ons is toegewy aan mekaar. Hierdie kerk het op 'n sekere manier geleef. Hulle was nie net toegewy aan God nie, maar dis mooi. Maar ek is ook toegewy aan mekaar. Ek gaan net my lewe uit. Ek sien 'n eiland nie. Ek maak nie dat ek wil nie. Ons is toegewy aan mekaar. En nou kom hy kom beamoed met hierdie Johannes. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort dieselfde te doen vir die broers, die wat in ons gemeenskap saam met ons is, as gelowiges. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broers sien gebreklik, en sy hart van hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Wat 'n vers. Hierdie Johannes kom challenge die status quo van die hooggeestelike. Kan ek dit so noem? Die Engels sal wees the hyper spiritual. Ek ken sulke mense. Baie van hulle predikante tot my skaamte. Hulle word wakker en hy so groot geel en wat so gloei so op sy kop. Waar het jy daai ding gekry? Jy sit op jou braai, jy maak my blind. Hy loop nie, hy float. Hulle is geestelik. En my vrou weet ek bieg baie maar teker as ek by die mense, ek voel so klein tussen hierdie mense. Want as hulle praat dan klink asof die aarde bewe en die mure gaan omval, maar julle is groot mense. Dan kom en dan sê die toets, hy sê, as jy jou broers nie swaar kry, jy sluit jou hart vir hom toe. Hoe bly die liefde van God in? En baie keer hierdie geesgedrewe persoon, en ek weet, is niemand hier nie, is die dispatchers op die Philippine. Hulle sien die pyn van iemand. Hulle sien die pyn as ek nou my vriend Dirkie voor kan gebruik. Hulle sien maar iets wat doen ons. Dis die geestelike antwoord. My broer gaan vir jou bid. En dis mooi, ons moet bid vir mekaar. Die Bybel nooi ons om te bid vir mekaar, maar sy behoefte is nie nou gebed nie. Sy behoefte is tasbare liefde. En in Johannes kom hy sê, as jy dit sien, is maar hier se behoefte, hy sê, ek kan dit aanspreek. Hy sê, as jy dan nie dit aanspreek en jy sluit jou hart vir hom toe, dan sê, dan bevraagteken ek, is die liefde van God in jou? Dis 'n swaar ding om te sê, want ons wil wandel soos Jesus wandel. Jy kan baie keer as jy bietjie Jesus en ek wil jou, as jy nou 'n bietjie akademiese oefening wil gaan doen, gaan kyk bietjie hoeveel van Jesus se wonderwerke het gebeur, waar mense hom in die rede val terwyl hy besig was met iets anders. Gaan kyk bietjie, baie. Hy is op pad na 'n plek en dan kom hy net hier van die kant af. Of hy praat met mense en dan skree mense op die agterkant. Dan kon Jesus nou gesê, nee, ek is nou besig hier. Ek het dit gedoen. Gestop, ek gedraai, sê maar hier is 'n behoefte en ek gaan dit nou aanspreek. Ek besef, ons kan nie altyd almal se behoeftes aanspreek nie. Dit is so. Dit wat ek in my lewe het, as ek nou sê die resources in Engels is beperk. Maar die uitnodiging is waar lê ons hart oor liefde. Hy sê ons het die liefde leer ken. Jesus het hierdie voorbeeld gegee deur sy lewe af te lê sodat ons kan leef ons met dieselfde doen. Veral wanneer dit by die behoefte van mense kom. En dan kom Jakobus, Jesus se eie broer. En Jakobus 2, een van die mooiste hoofstukke in die Bybel. En hy sê geloof sonder werke is soos 'n liggaam sonder gees. Is jy kan nie die twee van mekaar skei nie. Ek het toe ek nog 'n tienerpastoor was, baie jare terug het ek altyd die voorbeeld gebruik en ek het dit baie dramaties gedoen. Ek het hard geval, want ek kan dit nie nou doen, as ek nou val sit my heup langs my oor. Kan dit nie nou doen. Dat ek vir hulle gewys ek verduidelik gou vir my, as ek my gees en my liggaam van mekaar skei, wat gaan met my gebeur? En terwyl dit dan slaat ek net aan nie. Dit is wat gaan gebeur. Ek gaan mors dood. Klaar is die einde. En Jakobus kom skryf en sê, dis hoe die wêreld lyk, van ek het geloof as 'n oortuiging, ek het God se refleksie gesien in Jesus Christus, dat hy die liefde van God geopenbaar het, en dit wys ook in hoe ek optree teenoor my broers eerste, ja, dis waar ek begin en teenoor die res van my samelewing. Dis hoe dit lyk, want Jesus het dit kom wys. Baie goed op dieselfde.
Dan sê in vers 18, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Nou baie keer is die kerk, nou weet nie van jou nie, baie keer is die kerk sê, kom teologiese goed wat baie hoog is, nie? Hier is 'n baie praktiese skrif. Hy sê, ons moet nie net lief hê met woorde of die tong. Hy sê nie, mag jy so lief hê nie. Ek en my vrou moet vir mekaar sê, ek is lief vir jou. Ek is lief vir my, ons moet dit sê vir mekaar. Maar wat ons ook doen, ons moet dit wys vir mekaar. Sy moet dit wys vir my en ek moet dit wys vir haar. Hy sê, dis waar die idee gaan, ons verstaan dit. Hy sê, maar die realiteit is, ons moet so wandel, soos wat Christus gewandel. Kolossense 3, vers 14 sê die volgende, en beklee julle bo dit alles, bo al die dinge, met die liefde, wat die band van volmaaktheid is. Dis die openbaring van wie God se liefde is. Hoe mooi is dit, die oog, ek wil lekker rede daar buite. Ja, kom ons gee die Here eer. Die mooi van hierdie stukkie in Kolossense, dit lyk nou so mooi stuk, ek los van hulle so strategies, los ek 'n paar stukke uit. Die versie net voor hom sê, vergewe mekaar. Die volgende sê ek maar, want hierdie band van liefde is volmaak. Dus vergewe mekaar, ek moet my maar harde sit as ek wegraak, dis fyn, ek gee nie om die reden kan, maar met my kom beteken, is alright. Maar 1 Korintiërs 13, wil ek gou net by stil staan nou vir 'n oomblik. 1 Korintiërs 13, is die liefdeshoofstuk. Nou baie mense dink dat 1 Korintiërs 13 is dalk bietjie later bygesit. Want 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 vloei in mekaar in, want is gawes hoofstuk, het praat met die gawes. 1 Korintiërs 12 praat oor die gawes wat God gegee het, en 1 Korintiërs 14 praat oor hoe hulle uitgeleef word en gebruik word in die samelewing en in die kerk. Maar Paulus kom toe agter, mense het nogals begin dink hulle is oulik, omdat hulle gawes gehad het. Ja, ek skok nie gou. Dit was nie net waar vandag nie, dit was waar toe ook. Kyk, as jy nou in Johannesburg rondry, of eintlik KwaZulu-Natal, ook, wat gebeur dit baie. Dan is daar groot borde langs die pad. Miskien ek het nie kos daai goed per maand nie, waarop staan apostel, profeet, so en so en so. Dan is dit manne wat daar staan, hulle hare so teruggekamp so. En hy het sulke ringe aan en sulke kettinge, hier staan die ou, hy is nou apostel en wat profeet, sê ek is versigtig. So, Paulus kom agter, hulle was toe verwaand, ek dink ons moet dalk die ding oplos, ons moet maak, ons gaan warm kry. Kyk, besluit maar, julle mag voel julle al. Dat Paulus kom skryf en hy sê, daai ou het 'n profesie gehad, of hierdie ou het dit gehad, of daai ou het daai gehad, en toe kom hy agter, wow. Draai my af vinnig, nou wacht my skat, gee my gou in daai bak aan. Ja, daai ding. Imagine ek was jou buurman en dit gaan in my erf heeldag soos dit. Ego, bel die polisie. Maar, onthou die klank nou, wat jy nou gehoor het. Kyk, wat sê Paulus in 1 Korintiërs 13? Waar gaan dit eintlik? Ons word geken aan sy liefde. Hy sê, al sou ek die tale van mense en engele praat, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Jy stig dan niemand nie. Jy irriteer hulle. Jy steur hulle vreugde. Hoekom? Want jy sien hierdie persoon met sy heilige en hy flout hier verby almal en hy sien die groot gees. En jy kan nie so dendelik met iemand praat nie. Ongeskik. Dis nie die voorbeeld nie. Hy sê maar, ek is dan hierdie groot mens wat hierdie goed kan doen. Ek sê nie, jy mis die punt.
maak geraas man. Wat moet jy doen? Mense wil slaap op 'n Sondagmiddag. Jy raas. Maar kyk my gawe, ek het 'n ding wat kan geraas maak. Hy sê dis as jy in tale en Engelse goed praat, jy praat en jy ook, ek is besig met hierdie groot goed te sê, maar jy het nie liefde nie, jy klink in 'n simbaal. Dis wat jy is. Al sou ek ook die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet. Kan my vlees gou iets bely? Ek bely dit gou. Ek bely dit nie. As ek al die geheimenisse geweet het, dis die probleem met ons vlees. So ek het nie gebruik het om God te eer nie. Dink oor. Ek sou begin dobbel. Wie gaan môre wen? Ek weet. Dis ek. Dis my vlees. En almal, wat gebeur? Mense het al hierdie goed met hulle het en ek sê dit nou so halfligsinnig met 'n rede, want mense het al hierdie goed in hulle lewe en hulle sê dit was God se gawe, maar hulle gebruik dit vir hulle eie selfverryking om hulle eie koninkryk te bou wat God nie eer nie. Hy sê, al het jy al hierdie goed en jy het al die kennis en jy het al die geloof sodat jy berge kon versit. En ek sê dit sal indrukwekkend wees. En ek het die liefde nie. Kyk wat sê hy. Dan sou ek niks wees nie. Ek word nie geken aan my gawes nie. Dankie vir julle wat so nou en dan. Nou ek sê dit nie dat julle nou moet doen, dis wat ek sê. Dankie vir julle wat so nou nog my WhatsApp sien. Dis baie dankie vir die boodskap vanoggend. Ek het dit nie ingegaan het gehoor. Maar ek moet nie geken of geonthou word eendag as ek sou sterf en julle kyk terug, joh, Renier was 'n great prediker. Dan sê die Bybel, dan was ek eintlik niks. Ja, hy het mooi gepreek en hy het iets van die waarheid van God opgebreek. Maar ons moet geken word aan sy liefde. Hy sê ek kan, hy praat en dan vlieg die berg uit die pad uit. Mooi! Hoe is jy in die pyn van die lewe? Hoe is jy by die hopeloses van die lewe? Hoe is dit wanneer jou broers behoefte? Hoe is dit wanneer iemand jou te nakom? Hoe is dit wanneer jy moet iemand vergewe wanneer die lewe nie gaan volgens plan nie? Hoe is dit wanneer daai idees mekaar stamp? Wat doen jy dan? As jy my nie lief nie, dan sal jy niks wees. Hy gaan hy 'n stap verder, hy sê, al sou ek al my goed uitdeel, en dan sal ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat. Selfs ek leef 'n lewe wat opoffer, ek sê, selfs en jy het nie die liefde nie, dan mis jy iets van die hart van die Vader. Want ek word nie geken aan my offers nie, ek word nie eens geken aan my gawes nie. Dis wat Paulus vir ons wil probeer kom sê. Ek moet wandel soos hy gewandel het. Dis hoe ek moet wandel. Soos Jesus. En nou kom Paulus, nou gee hy vir ons daai praktiese lesse wat ek as Renier met my oer-eenvoudige brein maklik kan verstaan. Hoekom verstaan mans dit makliker? Party mans. En dis nou 'n kompliment aan vrouens, hoor. Dis nie 'n kompliment aan mans nie. Mans is in die tuin gemaak, ons was version 1. Ons is analog. Nee. God het ons gemaak en die klei het aan mekaar gedruk en geblaas, daar as jy gaan aan. Toe maak die vrou. Nou jy sal nou weet. 'n Apple, waar is ons nou? Apple, wat is ons nou? Hierdie Apple mense. Apple hoeveel? 20. Waar is ons? 18. Dis sleg dat julle dit weet. Apple 17 is sekerlik beter as 'n Apple 16. Dis kun jy kry. Of ten minste 'n Apple 14. Ja. Wat is die Samsung manne? Wat is ons nou? S26. Ons op 26.000 rand. Kind. As jy hom val, as jy hom laat val, ja, reg in die hospitaal kom jy. So toe die vrou maak, dis 'n upgrade. Ja, sy is digitaal. Sy is nie analog nie. Sy is AI. Sy is AI. Ja. Sy is AI. Ek skat jy 100% doen. Dit is so. As dit nie by my vrou was, was ek lank al doen. Ja. As my GPS nie aan is nie, daar's nie sy nie, dis fyn. My vrou sit langs my. Wow. Die lig is groen, jy kan maar ry. En dan is digital, hulle weet, hoe agter hulle kop, hulle kan doen
by die kinders wat sok, dit is op hulle. Ja, as ek my plek op 'n polisie van die rak afval, jy weet nie dit nie. Hey, jy was nie, was dit myne. Yes. Dis die afkry. So hierdie lys. Is al meer prakties vir ons man. Want hy sê, maak so, doen dit, ek kan dit doen, dus maak ek analog. So geef my 'n binêre input 101111, as ek gaan aan. Maar kyk wat sê Paulus, hy kom spel dit uit om te wandel soos Jesus te wandel. Ons moet leef soos ons lief is, soos hy lief het, nie op ons eie kapasiteit nie. Want dis die skop weer eens kerk, jou eie kapasiteit gaan getoets word. En nie net gaan dit getoets word en daar gaan oomblikke kom waar dit ook te min is. Of het is 'n verhouding, vriendskap, besigheid, werk, kerk, te min is om te sê, Here, help my. Ek wil geken wees aan u liefde. Nie aan mense liefde, want my kapasiteit is net so groot, Here, ek wil lief hê soos u. Ewig, onfeilbaar, perfek. Ek wil soos dit lief hê. Ek wil sê in vers 4, hy sê, die liefde is lankmoedig. Ons kan net daar afsluit al. Die liefde is lankmoedig. Liefde is vriendelik. Ek onthou ek was 'n student en daar was een van die studente wat verskriklik geklaai het. En sy het altyd die verskoning gebruik as ons moes vroeg op in die oggend, maar sy is nie 'n oggendmens. Nie veel al baie stel. Party mense is ek sou ook 'n aandmens. Dit so op 'n stadium word die leier se vrou word ook baie geïrriteerd. En toe sê sy maar, sommer so geswet, sy sê van, hy sê nog baie mooi, vir die res van jou lewe gaan jy oggende hê, jy moet hom maar gewoon raak aan. Ek sê 'n oggendmens, elke dag het een, dis daarom. Liefde is amper, hy werk, die liefde is vriendelik, maar hy sê, maar nou sit my rede, ek is ongeskik. En ek irriteer almal, maar ek is nie nice nie, want ek is nie 'n oggendmens nie. So wat, daar is elke dag oggend. Die liefde is vriendelik. Een van die tekens van wanneer ek wandel in die liefde van Jesus, is ek is vriendelik. Haai, dat moet ek weet. Die liefde praat nie groot nie. Is ook nie opgeblaas nie. Ek wil nie sê, ek kyk nou vir die vrouens nie, ek gaan probeer met iemand spesifiek te kyk nie. Daai wangetjies wat so swel. Liefde is nie opgeblaas nie. Wees as die mans en ons pense swel. Die liefde moet nie opgeblaas wees nie. Handel nie onwelvoegtig nie. Die mooi Afrikaans is, liefde is nie buite orde nie. Liefde maak nie wat hy wil nie. Dis nie wat liefde doen nie. Liefde is 'n offer. Liefde is 'n realiteit wat uit jou hande en jou voete en jou taal vloei. Hy sê, dit handel nie onwelvoegtig, dis nie buite orde nie. Soek nie sy eie belang nie. Liefde is nie die middelpunt van selfbelangrikheid nie. Kyk hoe na die voorbeeld van Jesus, hoe hy gewandel. Hoe wandel Jesus? Jesus sê van homself, Jesus wat self God is, en nie net self God is nie, die openbaring van sy Vader. Jesus kon sekerlik as die seun van God ten alle tye gedoen het net wat hy wil, want hy's God. Weet jy wat sê hy? Hy sê ek doen niks uit my eie. Ek doen net wat ek my Vader oor sê, en ek doen net wat ek my Vader sien doen. Dis al. Selfs toe in Getsemane was bid, hy sê, Here, Vader, vat die lydingsbeker by my verby, maar nie by my wil nie, u wil geskied. Jesus kom wys vir ons, selfs God geopenbaar, en Jesus kom sê vir homself, dis nie middelpunt van jou eie belang nie. Liefde werk nie so nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Ons hou van die Ou Testament, ons hou nie baie van die Ou Testamentiese goed, wanneer dit kom by die wet. Die wet baie goed is daar, is moeilik om te hou. Maar ons hou van hierdie een, ons hou van 'n tand vir 'n tand en 'n oog vir 'n oog. Ons hou van daai. As jy my raak ry ek jou plat. Ek het altyd Maleagi gebruik, my kinders klein was, Maleagi 3, die 10de stuk in die Bybel, né? As my kinders nou regtig jou nou toets, dan quoteer ek Maleagi 3, wat praat oor tiendes, om het te bring na die skatkis toe, en gee God se deel, en sê, dan staan daar Maleagi 3, toets my. En kyk of ek die vensters van die hemel oor die sal oopmaak. Toets my.
Dan rek hulle oor net so goed. Sê, gaan, toets my. Kyk nie wat gebeur. Ons hou van daai goed. En baie keer is dit so met mense op. Nee, hou aan. Toets my. Jy gaan wegkyk, dan gaan jy hou. Toets my. Reken nie kwaad nie toe nie. Hoe baie lysies hou ons van mense wat teen ons optree? Dis al 10 jaar terug. Hier, jy hou dit teen. En wie's vasgehaak in daai goed? Jy. Ek hou dit teen hulle. Hulle het al lank van jou vergeet. Never mind wat gebeur het. Reken nie kwaad nie toe nie. Beteken ek loop rond met 'n boekie en elke keer as iemand by 'n haak kom, skryf ek neer. Hou ek dit dan. Nee. So dis nie wat liefde doen nie. Imagine gou God as voorbeeld met sy seun Jesus Christus. Dink gou vir 'n oomblik hy het so met jou gedeel. Elke dag wat jy, nou ek het ons so gepraat en die goed wat ek nie gedink het nie gesê het nie, of nie gedoen het nie, of die goed wat ek gedink, gedoen het, gesê het, altyd daai departemente, wat die eer bring aan God se naam nie. Wil ek vir jou sê, gaan op dag 1 nie genoeg papier wees vir 'n uur. En reken nie kwaad nie toe nie. Want en dan kom daar en sê hy, dankie God, dat U nie met my deel soos op my sonde verdien. Maar tog dink ek is nou gewond, nou moet ek nie kwaad, nou moet ek dit hou teen iemand anders. Dis nie hoe liefde was. Liefde is nie buite orde nie, liefde werk nie so nie. Liefde vergewe. Dit reken nie kwaad nie toe nie. Hoe baie keer 'n kappels, dis by die kappels. En ek my vrou het ook al gedoen. En ons moet versigtig wees as ons dit nie doen nie. Dan beklei hulle oor iets nou. Iemand het vergeet om vir die honde water te gee. Okay, nou sê dit, jy beklei nou iets nou. En dan uit die blou tyd, pluk een van julle twee. Pluk iets uit. Dit het 9 jaar terug gebeur. Toe ons op die Weskus gaan haaitjie. Toe jy ook nie die water in gepak nie. Ja, lyk my dis 'n mens met jou. Jy water loop net nie saam. Kom kappels, hoe baie ons dit al gedoen? En dan ons beklei nie eens meer wat nou aangaan nie. Ons is nou terug op die Weskus. En dan gaan ek aan Jan was ook nie sonroom vir my nie. Kyk hoe lyk ek. Los hy boekie, gooi hom weg. As jy daar gepraat het, daarmee gedeel het en mekaar lief en klaar gemaak, sit dit klaar, gooi dit weg. Wat is die voorbeeld van God in sy liefde vir my? Hy verwyder my sonde, so ver soos die ooste van die weste. Hy gooi die diepte van die see en wat sê hy? Ek dink nie weer daaraan nie. Dankie Here dat U so is met my, maar my vrou, gaan vir jou vat. Op my besigheidsvernoot, gaan vir jou trap. En almal van ons hier, ek beloof jou, almal van ons hier, as ek nou die mic hier moet omstuur, kan groot worde. Ons gaan uit tissues uit hardloop van die seer wat mense ons al toegedeel het. Ek wil jou nooit moet nie kwaad toereken nie. Weet jy hoekom? Dis die skok. En ek probeer niemand nou die gesig vat. Jy het mense ook al te nagekom. Ek het mense al te nagekom. Uit my eie vlees uit as fris, en goed wat ek nie probeer het. Mense het ek goed gedoen wat ek nie moes gedoen en gesê dat mense seer gemaak. En dan moet ek aan die ander kant sê, maar ek het ook nou vergifnis nodig. Vergewe my nou asseblief. So ek bedoel dit. Maar sê maar, die liefde deel nie so nie ons hou nie die goed teen mense. Sê ek nie kwaad nie toe nie. Is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam die waarheid. Nou hier is 'n verskriklike belangrike ding, want hierdie is die kruks wat die wêreld vir die kerk wil dikteer hoe moet liefde lyk. Daai is die kruks. Liefde is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly oor die waarheid. Die wêreld verwag van die kerk om nie net bly te wees oor ongeregtigheid nie, maar om dit ten volle te aanvaar. Kerke en dit te vier, te celebrate. Nou kerke wat ten volle reg oor die wêreld geanker is in Jesus Christus en die volheid van wie hy is, gaan nooit ongeregtigheid aanvaar. Celebrate. Gaan nie gebeur. Liefde se definisie is, liefde is nie bly oor ongeregtigheid nie. Kan nie wees nie. Liefde is bly saam met die waarheid. Liefde staan altyd aan die kant van wat is waar. Want daar word nou gesê, as jy goed moet aanspreek as 'n gelowige of as die kerk
kollektief goed moet aanspreek nou, wat onwaar is, leuns en stukke bring vir die wêreld, nou is dit ewe skielik, die Engelse woord Afrikaans werk lekker, nie die Engelse woord is, it is unloving. Hier sit 'n dokter, dit kan ek jou gou vinnig op die spot sit, ek gaan nie oor mediese goed vra. Moes jy al vir iemand gesê het, hoor jy leef ongesond? Ja, kyk, sy moes dit al doen. Ek gaan nie verder vra, is hulle hier nie? Sê hulle van want ek weet, sy het er al by geraad. Maar weet jy wat? Was dit unloving van die dokter af? Sy het dit juist gesê, omdat sy omgee. Jy moet nou breek hierso. Die wêreld verwag nie dit van die kerk. Die wêreld verwag van aanvaar die ongeregtigheid, maak 'n deel van jou en celebrate dit. Dis nie wat liefde doen nie. En die kerk is bang om sekere goed te sê, want dan kom ons oor as ons het eintlik nie lief nie. Ons kom juist so oor, omdat ons juist lief. Die kerk moet meer hulle stem ontdek en sê, wow, samelewing, wow. Maar die kerk is te bang om dit te doen. Want daai goed moet geskei word. Laat daai mense met daai gedeel die kerk met die kerk goed deel. Dis hoe dit werk nie. Die samelewing sit dan in ons kerk. Die samelewing kom dan hier moet vra en wie gaan dit vir ons antwoord? En dan is die kerk globaal, baie kerke te bang om dit te antwoord. Nee, ons celebrate, ons aanvaar dit. Wees net nee. Liefde, ware goddelike liefde wat die openbaring is van Jesus Christus, is nie bly om ongeregtigheid. Is nie bly as God nie geëer is, nie bly as sonde toegelaat word en mense maak so ding nie, is bly saam met die waarheid. Wat is die waarheid? Kom ek gee jou gou 'n voorbeeld van hoe Jesus met sonde gedeel het. In Johannes 8, jy kan dit gaan lees, in Johannes 8, bring hulle 'n vrou na Jesus toe wat egbreek gepleeg het. Die omstanders sê, die wet van Moses sê, hierdie vrou moet gestenig word. Hy moet gestenig word. Hulle was nie verkeerd nie, hulle was reg. Jesus begin in die Sanskrit, een van die groot biologiese konandrums wat skryf het. Party mense sê, hulle dink hy het die wet neergeskryf of ander dele van die wet wat hulle gemis het. Party dink hy het hulle sondes begin neerskryf in die sand, die mense wat hier kom aanval, hy het hulle sondes neergeskryf. Party mense dink hy het die name geskryf van die mans wat daar staan wat met haar ook al omgang gehad het. Hy het die sand begin skryf. Ons weet nie wat hy geskryf het. En hulle hou aan met hom, en hy sê, hy wat sonde is. Gooi die eerste klip. Iemand gooi klippe nie, dan weet ons allemaal ek sonde. Maar dit gaan nie oor klippe gooi nie, maar dan denk ons, ek gooi nie 'n klip nie, so dan moet ek nie met sonde deel nie. Dis twee verskillende goed. Kijk, dis twee verskillende goed. Want hy gaan na die vrou toe en hy sê, waar is die wat jou veroordeel? Waar is verskil tussen oordeel en veroordeel? Veroordeel gaan oor jou ewigheid. God, dit het die uitspraaks gemaak. Oordeel is dit wat 'n regter doen. Hy maak uitspraak. So wat kom sê Jesus vir hy sê, waar is die wat jou veroordeel? Hy sê, niemand veroordeel my. Daar is niemand oor. Hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Maar wat doen hy in die waarheid van? Gaan en Sondag nie weer nie. Hy ignoreer nie die oortreding nie. Hy maak nie asof hy sê, kom ons gee mekaar net druk. Hy sê, ag, jy's geliefd net soos wat jy is. Nee, gaan en Sondag nie weer nie. Weet wat sê hy vir haar? Mevrou, stop. Want hier is dit wat die kerk begin doen het. Die kerk globaal, saam met hierdie onvoorwaardelike idee, weet jy wat hulle begin doen? En dit klink mooi. Kerk, hoor my hart, dit klink mooi. Ek kan net vir jou hierdie goed uitpak, sodat ek glo in die refleksies van die skrif. Dit klink mooi. Die kerk het as 'n aas vir mense begin sê, God het jou lief, net soos wat jy is. Dis waar, moet jy nie verkeerd verstaan nie, maar dis nie die volle waarheid nie. Jesus het jou lief, net soos wat jy is. Romeine skryf het, in Efesiërs 2 kom Paulus en hy skryf het weer, hy sê terwyl ek dood was, en in Romeine kom hy sê terwyl ek sy vyand was, vasgevang met sonde, het hy my lief gehad. Hy het jou lief net soos wat hy is. Maar wat die kerk dan eintlik moet weer sê vir die mense, jy kan net so bly. Ja, exactly. Hy het jou lief net soos wat jy is, dis waar, maar dis 'n komma. Hy het jou te lief om jou so te los. Want hoekom? Dan is daar nie hoop vir 'n nie. As hy my net in my gevalle staat lief gehad, en hy het my lief, en is alwaar bly, dan is daar nie hoop vir my nie.
Hoekom moet dit nou om toe kom? Ek bly net so wat ek is. Hy was niks weg nie, hy vat nie, hy kry nie, hy gee my nie 'n nuwe gees nie, hy gee my nie 'n nuwe identiteit nie, ek het nie 'n verbond met hom nie, ek het nie ewe gehoop nie, my naam is geskryf in die boek, ek kry niks van daai. Hoekom sal dit nou kom? En mense begin dit vat en sê hoor hierso, kom ons bring vir mense die volheid van die waarheid, want wat sê die Bybel? Die Bybel sê, liefde is nie bly oor ongeregtigheid, maar is bly saam met waarheid. En baie keer moet ons met mekaar die waarheid praat, altyd in liefde. Maar die oomblik wat jy die waarheid begin gebruik as 'n stok om mense te slaan, dan is jy die punt. Jesus het dit gedoen. Maar ons moet nie dink dat Jesus dit aangespreek. Hy sê vir daai vrou, hy sê vir haar stop. Weet jy wat sê tussen die lyne van daai vrou? Hy sê vir haar, my tannie, my vrou, my seker, weet jy wat sy was? Hy sê, stop met hierdie, hou op Sondag, want volgende keer is ek dalk nie hier nie. Want as jy jou daar in die straat gaan uitsleep, gaan hulle vir jou stenig. En hulle is reg as hulle jou stenig. Hulle is nie verkeerd nie. Hou op met die Sondag. En baie keer met ons kollektief en ook individueel die waarheid praat, altyd met liefde. En wat altyd waarheid vooraan gaan, is altyd genade. Besef jy dat die 3 pilare waarop liefde gebou is die volgende, gaan ek vir jou sê, is geregtigheid, genade en waarheid. Dis die 3 goed waarop liefde gebou is. Is dit reg in God se oë? Is dit akkuraat? En wat is die genade wat dit vir uitstort in hierdie proses? Dis die pilare waarop liefde gebou is. Jesus wat die volheid van die Vader is in Johannes 1 sê die volgende, hy het gekom in die volheid van genade en die volheid van waarheid. Hy kom nie met die een net of die ander. Want as ek net genade gee en die waarheid nie, bly net soos wat ek is. As ek net waarheid kry sonder genade, dan is dit moeilik om te slip. Want dan voel ek of ek pak kry en ek gaan nooit goed genoeg wees nie. Maar Jesus kom as hierdie openbaring van die waarheid, die volheid van genade, die volheid van waarheid. Kom maar verduidelik gou vir jou prakties hierdie idee. Tot en met 1994. 94 het ons 'n algemene verkiesing gehad, demokraties vir almal in Suid-Afrika. Toe het iets in Suid-Afrika verander met die medisyne. Voor 94 het al die medisyne wat goed was vir jou, soos breikvloot geproef. Wie van julle kan dit onthou? Kyk, as jou ma of jou ouma jou gevang het ergens, jy het 'n neusie wat loop of 'n keel wat seer is, jy het jou kop is baie vinnig teruggeknak en daar swart goed in jou keel gegooi, verstaan? Ja, die skokgolf hier af het jou gesond gemaak. Neem maar net nog hier of hier. Kasterolie. Blootsgevat, net so. Maar ergens het iets toe verander. Dit kom agter hoor die se ons medisyne hoef nie sleg te proe nie. Wie dink met ons kinders gehad het? As jy sê lekker is jy bekkie oop, maak die bekkie oop. Druk hom af, sluk hom af, niks probleme nie. Hoekom? Dit proe so strawberries en cream. Hy kinders kry medisyne en hulle dink hulle kry 'n sundowner. Waarheid geopenbare liefde hoef nie onslipbaar te wees nie, hoor. Dis eintlik al wat ek probeer sê. Dit kan op 'n manier gegee word, sê hoorie so maar, wil jy werklik vry wees, wil jy los wees, maar kom ons ontdek wat die waarheid is van wie God is. Nie om jou te slaan nie, maar 'n sleutel wat 'n slot afsluit sodat jy kan vrykom. Dis die prentjie, sê maar ek gaan nie as 'n gelowige geanker in Jesus bly wees om ongeregtigheid nie, want Jesus was nooit verbly om ongeregtigheid nie, nooit. Hy het dit nie gedoen. Dis nie bly oor ongeregtigheid nie, maar ons bly oor die waarheid. Die kerk word geroep om geken te word. Ons gaan altyd aan die kant moet staan van die waarheid. Nie 'n waarheid of 'n opinie nie, die waarheid. Dit word vasgemaak in die skrif. Dan sê hy die volgende: dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. En hierdie verdra alles gaan nie oor die tolerance wat hulle dis waar dit gaan nie. Dit gaan oor wanneer ek te nagekom word, seer kry alles nie volgens plan gaan nie. Ek verdra dit want ek het lief. As mense nog nie ten volle verstaan nie, ek verdra dit want ek het ten volle lief. Die liefde vergaan nimmer meer. Maar profesie, dit sal tot niet gaan. Hulle sal ophou, of die kennis, dit sal ook tot niet gaan. Dan sê vers 13. En nou, bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan
is die liefde. Hierdie 3 bly. Ek maak klaar. Ek beloof. Johannes 13. Ek weet nie dat ek al baie daarna verwys, maar Johannes 13, opbou tot hierdie stuk, het Jesus as rabbi sy disippels se voete gewas. Tot die skok en die spanning van een spesifieke disipel, Petrus, het hom baie ontseen, dat hierdie rabbi, iemand van aansien en status in die samelewing, sy boodkleed sal uittrek, laat as sy eie voete sal buig en sy vuil plakkie voete sal was. Nou dit was die voete wat gemanicure was in 'n skoen heeldag en deel dit saamgery het in cotton. Dit is nie hoe dit gewerk het. Hy was manvoete. Okay. Daai voete het al die lewe gesien. En vir hom is dit, maar Here, kan nie my voete was. Kan nie. In die plek waar hulle geëet het, het nie 'n diensknegt gehad. Die laaste avondmaal wat eintlik maar nie gebruik was, waar almal hulle self moet skoonmaak met die reinigingsbakke nie. Nou doen Jesus dit self. En hy sê vir Petrus, ek moet jou voete was, ek wil jy moet deel wees van my. Ek wil deel wees van jou. Petrus sê vir hom, Here, was dan alles. Was my gesig, was my hande, was my alles. Hy sê, nee, jou hande en jou gesig is klaar gewas. Hy wat klaar skoon is, hy wat klaar skoon is, hoef nie weer ten volle gewas te word, net sy voete moet gewas word. Nou, dis 'n baie mooi teologiese waarheid, dis 'n hele ander preek. As jy gered is, en jy is 'n kind van God, is jy ten volle gewas. Maar jou voete tel stof op. So dan moet Jesus net kom afwas. Dus kom Petrus sê, was alles. Hy sê, jy is daar gewas, jy is my kind, jy is gewas. Jy is my broer, jy is gewas. Ek moet jou voete skoonmaak. So vir die gelowige is die hoop, ek is nie weer ten volle, en moet ek weer nee, is gewas. Maar toe Jesus hierdie klaar gemaak het, vraag vir sy discipels, weet julle wat hy doen? Verstaan julle? En hy maak hierdie stellings in Johannes 13. Vers 34, 'n incredible stelling in vers 35. Ek gaan fokus op 35, maar op 34 lees. Hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Nou wil ek vandag vir jou sê, met die opbou van laasweek, kerk, ons moet mekaar lief hê. Sal iemand met kan amen sê? Nie wil julle mekaar lief hê, nee, Jesus sê, ek sê, julle moet mekaar lief hê. Okay, Here, ons gaan mekaar lief hê. En dan sê ek die standaard van liefde, waarmee ek begin het. Soos ek julle lief gehad het, so moet julle mekaar lief hê. En dit het presies te doen met Efesiërs 5 wat ek in die begin geleef het, wandel soos Jesus gewandel het in liefde. Dis die prentjie. Ek het nie lief op my kapasiteit nie, ek moet lief hê soos hy. En dan vers 35, hierdie is die kruks van, wees geken aan sy liefde. En dan sê in vers 35, hieraan, dit is die skrif waar ek aan, hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is. As julle liefde onder mekaar. Amen. Hieraan sal almal weet, dat julle my volgelinge is. As julle liefde onder mekaar het. Nie as die gawes vloei nie. Nie as hulle hier goed preek nie. Nie as Flippie in die band vandag tight is nie. Die dromme was tight. Die was tight. Nie as die klankman op het was nie. Nie as die tannie met die liedjies, maar sy vang hom, as sy oorgang kom, dan sy op het. Daai introvert mense daar agter, hulle bring dit maar. Niks van daai gaan saak maak dat iets van ons belydenis oor hierdie is 'n great kerk nie. Hulle het aircon. Dis 'n bietjie later. Niks van daai moet asseblief ooit op ons curriculum vitae geskryf word van Oase Gemeente Jeffreys Bay nie. Jesus se eie woorde is, hieraan gaan almal weet dat julle my volgelinge is. As gevolg van julle liefde onder mekaar. En hier is nou die soft landing. Dan maak die musiek. Is dit goed of is dit sleg? Net nie so baie sal. Dan maak het ek Renier was skerp vandag. Of, hier nie so 4-10. Dan is dit nie so belangrik. Of in 'n klomp goeders gebeur, ons gaan nie meer vir mense bid, maar al die goeders, it fades away, dit val weg as hierdie realiteit is, hoor jy so, hieraan gaan almal weet. Party mense gaan weet, daar is sekere goed wat kry is van die gemeente, maar almal gaan weet, julle is my disippels, as julle liefde het onder mekaar. Liefde het onder mekaar. Dis die uitnodiging van Jesus Christus aan sy kerk globaal en ook aan ons. Wees geken aan sy liefde.
Here, nie my agenda, nie my manier of my kapasiteit nie. Ek wil regtig lief hê soos U. En ek besef hierdie tema is iets waar 'n kerk 'n hele jaar eintlik. Ons het nou net as hy silwer goedjies wat jy nou scratch kaart. Ons het eintlik net al ons gedoen. Ek besef wel. Maar ek lê met jou hart op om sê, Here, ek wil regtig lief hê soos U. En laasweek het ons begin met hierdie ding. Ons is toegewy aan God, maar ons is ook toegewy aan mekaar. Ons huise, ons harte en ons hande is oop vir mekaar. Dit kan nie wees dat mense hier sit en bloei alleen. Dit kan nie wees dat mense hier sit tussen 600, 700 mense en hulle is alleen. Dit kan nie wees nie. Dit is nie God se hart. En ek wil jou nooi, dis ons elkeen se werk. Dis nie permanente personeel se werk alleen nie. Dis nie vrywilligers se werk alleen nie. Dis ons elkeen se werk. Ons is een liggaam saam. Verskillende rolle, ja, maar saamgebind deur hierdie een band wat liefde genoem word. So ek wil jou nooi, steek jou hand uit na iemand anders toe. En ek wil jou nooi as 'n hand na jou uitgesteek word, vat hom. En kyk wat doen die Here. Maar mag ons geken wees aan sy liefde. Ons wil graag hê, almal moet weet, Christus leef. Ek wil graag hê almal moet weet, Jesus is koning. Ek wil graag hê almal moet weet, God is 'n beheer. Jesus, Paulus 1:13, stip dit eintlik baie eenvoudig uit vir ons. Dis nie die groot flamboyante goed. Dis nie die groot bewegings en profesie en groot dienste en alles niks nie. Dit is minder belangrik. Hy sê hieraan sal almal weet dat julle my disipel is. Moet julle liefde onder mekaar hê. En ek wil jou nooi dat dit hier binne ons deel sal wees. En as jy saam met my dit wil bid, sê Here, help my om dit te doen. Dat jy saam met my sal staan en ek wil saam met jou bid vir dit. So ek wil jou nooi, kom ons bid saam. Here, ons kom na U toe. Elkeen van ons op verskillende plekke in ons gees wandel. Party van ons nog babas, party van ons jong kinders, party van ons jong volwassenes, party volwasse in U. Here, help ons dat ons die belangrikste eienskap sal vergeet van die gelowige se wandel, om geken te wees aan U liefde. Dat van alles wat ons is en alles wat ons dink ons is en alles wat ons dink ons kan doen en die gawes wat U vir ons gegee het, mag ons geken wees aan U liefde. En ons hande, ons voete, ons optrede. As ons pyn sien, dat ons dit sal help aanspreek. As ons behoefte is, dat ons daar sal wees. Dat ons nooit die middelpunt van selfbelangrikheid sal wees, maar dat werklik ons lewe sal wees en ons geken sal wees aan die liefde van Jesus Christus. Here, help ons dat ons hande sal oopmaak vir mekaar. Here, help ons dat ons harte sal oopmaak vir mekaar. Here, help ons dat ons selfs ons huise sal oopmaak vir mekaar. Vasgebind aan mekaar met die band van liefde. Want dis ons getuienis en dis die een ding wat ons anders maak. So baie ander geloof, is dat ons gedryf word deur die liefde van God. Nie eers ons eie liefde. Ons vra dit in Jesus naam. En almal sê, Amen. En Amen. Ek wil jou nooi voor ons gaan. Ons gaan hierso, sommer hier voor, hulle gaan nou besig wees met die melkskommels. As jy gebed nodig het, kom asseblief. Die milkshakes is daar vir R10. Maar ons gaan mekaar eers sien, wag voor jy nou duikrol al die introverse. Jy gaan nou kyk eens van ons gaan. Milkshakes is net R10. Goedkoopste milkshake in die dorp. Kyk saam met ons. Steek jou hand uit na my, van my hand uit steek nie, en ons gaan mekaar seën. En nou mag die werklike liefde van die Vader en die genade van sy Seun Jesus die Christus en die vrede en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou wees en bly, nou en elke dag. In Jesus naam. Amen. Vrede vir jou.